Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum in samewerking met die Nasionale Rooi Vleisprodusente-organisasie het einde Februarie die veediefstal aanmeldingsstelsel bekend gemaak. Ek gesels met Louis Wessels hieroor. Louis, wat het aanloop gegee tot hierdie besluit? Ja, jy weet, veediefstal bly in Suid-Afrika maar 'n groot probleem vir ons veeprodusent. Ons het daagliks daarmee te doen en dit is nie net ekonomies nie, maar dit laat ook soms 'n emosionele letsel op van ons veeboere. Jy maak diere 'n lewe lank groot en dan kom jy een oggend dan lê daar diere vermink en gesteel en geslag. So dit laat baie maar groot emosie word egter dikwels nie aangemeld word nie gevolg. Dikwels is produsente nie tevrede met die diens wat hulle van hulle plaaslike polisiestasie ontvang nie. En dit is 'n rede wat al hoe meer aangevoer word hoekom nie veediefstal nie. Ons gebruik geskatte syfers. Jy weet daar word so min as 30% van veediefstal maar aangemeld. En dit is vir ons 'n groot probleem. So daar word maar geskatte syfers gebruik om veediefstal se impak te bepaal en dis hoekom ons besluit is ons moet nou iets anders begin kyk om dalk 'n meer korrekte inligting aan ons produsente te kan verskaf. So wat is die doel van die stelsel en hoe werk dit? Die doel van die stelsel is om inligting in te samel en om tendense te verskaf van syndikaatbedrywighede en te identifiseer en ten einde die korrekte inligting deur te kan gee na die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum en na die Provinsiale Voorkomingsforum. Die stelsel maak voorsiening vir die vaslegging van verslae sonder 'n masnommer. 'n Masnommer beteken dat jy nie by die polisie aangemeld het. So ons maak voorsiening daarvoor en die rapportering op moontlik te kan identifiseer. Alle inligting word op die Earth platform vasgelê en gestoor en word vertroulik en ooreenstemming met die bepalinge van die POPI-wet hanteer. Jy weet dit kan 24 uur van die dag 7 dae van die week gerapporteer word en dit maak ook dit moontlik om inligting op 'n IR verwysingsnommer te verskaf. As sou jy iets wou terugkry daarop as 'n IR verwysingsnommer wat jy kan vat en dit die inligting te kan trek weer. Wie bedryf hierdie stelsel? Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum besef dat dit 'n groot probleem is en dit moet dringend opgelos word en dit word bedryf in samewerking met die Nasionale RPO se bestuur en AgriOps, ons bedryf dit onder daai vaandel word dit bedryf. En ek verneem daar is produsente wat reeds van hierdie platform gebruik maak? Ja, veeprodusente van die Oos-Kaap, die Wes-Kaap en die Vrystaat gebruik dit alreeds onder die naam van hulle dit gebruik onder Agri Oos-Kaap, Agri Wes-Kaap en Agri Vrystaat Landbou. En hulle het nog 'n groot suksese daar behaal op hulle platforms. Daar's groot voorkomingsoperasies opgetree veral in die Oos-Kaap. Het hulle vroeg in Februarie 'n voorkomingsoperasie gedoen en daar's heelwat beeste teruggevind, heelwat skape, heelwat bokke. Daar selfs onwettige pistole gevind en seker 'n groot aantal onwettige rondes van pistole en daar's 'n groot aantal drank beslag gelê. So ja, ek dink dit is regtig 'n goeie stelsel en ons kan voorkomend optree dan. So wat is julle onmiddellike mikpunt, Louis? Ja, ons onmiddellike mikpunt is om na al die provinsies toe uit te brei. Laat ons alles in elke provinsie te werking kan stel en die verwagting is dat voorvalle van veediefstal dan aansienlik sal kan verminder. Ons hoop sodat dit kan gebeur. En die stelsel word gebruik om brandpunte te identifiseer. Ons gaan na plekke en sê daar is ons groot mis en ons moet daar konsentreer om te bekamp. En dis nie noodwendig veediefstal, dis enige ander misdaad kan aangemeld word op hierdie app. En ek sal by later geleenthede vir die nommer van die app gee wat die mense kan op rapporteer. So ja, dit is ons eerste mikpunt om almal betrokke te kry en as almal saamwerk dan kan ons dit dalk 'n bietjie bekamp. Ek sê nie ons sal nooit veediefstal misdaad stop nie, maar ek dink daar's 'n kans dat ons dit 'n bietjie kan bekamp as ons almal in die platform gebruik. Ek weet ons is maar almal sensitief oor ons inligting. Watter inligting van 'n produsent word benodig? Ja, daar's so 'n paar punte wat ons vra, daar's so 8 punte. Die eerste 5 is verpligtend, nie verpligtend nie, ons wil graag hê dat jy dit noem. Die eerste punt is wie. Identifiseer jouself te alle tye wanneer 'n voorval gerapporteer word, jou volle naam en jou kontakbesonderhede. Punt 2 is die provinsie, daai aan watter provinsie jy in woon. In punt 3 is die distrik aan wie jy aan waar jy betrokke is, dit is jou munisipale area waar jy betrokke is en dan die naaste polisiestasie wat jy betrokke by is waar jy dit aanmeld.
En dan vra ons ook voorsien as Agri-Ops van besonderhede van die voorval, watter tipe vleisdiefstal voorgekom het. Het sy beeste, skape en ook alles dat ons dis die eerste 5 punte en dis verpligtend wat ons om dit te kan vas lê. En dan punt 6 is waar ons kan 'n GPS koördinate stuur aan Agri-Ops om te sê waar dit plaasgevind het. Hulle kan dit dan presies plaas op 'n kaartstelsel en hoe dit plaasgevind. Jy gee die besonderhede van van hoe dit plaasgevind het. Is die diere per voertuig weggery? Is dit aangejaag? Is dit geslag op die perseel? En dit is daar inligting benodig ons en dan die inligting van enige bykomende besonderhede. As jy 'n masnommer het, as jy klaar by die polisie aangemeld het, kan jy dit ook gebruik. Jy kan dit gee ter inligting en jy kan sien of die diere per voertuig weggery is. Neem enige foto's. Alle bewyse is belangrik in veediefstal. So as enige bewyse jy het, kan jy dit saamstuur na dit toe. En ek kan vir jou die WhatsApp nommer gaan ek vir julle gee waar op die platform is. Dis 071 515 2011. Dis die platform se WhatsApp waar sake gerapporteer kan word. Net ter afsluiting? Ek dink omdat ons weet statistiek van die SAP vir albei veediefstal is nie korrek nie. Ons weet dit almal want daar is sake waar dit aangemeld het. En ek wil almal aanmoedig om te rapporteer. Dis vinnig, dis maklik en dit kan op 'n WhatsApp gestuur word. Dis eintlik eenvoudig. En ek wil vra dat ons as jy dit aangemeld het dat jy as jy 'n masnommer het, gee die masnommer ook by vir die stelsel dan weet hulle waar dit plaasgevind het en dan kan ons opvolg of hoe die saak of hoe jou saak vorder. En ons gaan 'n tendens van misdaad, nie net vir die stad hierdie kan ons 'n tendens van misdaad opbou en kan dan as dit heel moontlik voorkomend optree. En dis vir my belangrik die woord voorkomend optree en as die woord saamwerk en almal saamwerk is my ook baie belangrik en ek doen regtig 'n beroep op ons produsente. Gebruik die stelsel. Daar's baie ure ingesit om dit aan die gang te kry. Daar's baie mense betrokke gewees daarbey. Ek kan nie almal se name noem nie, maar ek vra julle asseblief gebruik dit en dan maak dit vir ons makliker en vir die SAP makliker om hulle take te verrig. Want op die oomblik is ons onderbeman ons SAP. So ons moet maar konsentreer dan op die hoë risiko gevalle en dat ons mense kan help en dit kan bekamp. Louis, waar kry produsente meer inligting? Ja, ons e-posadres, dis admin@stocktheftprevent.co.za en dan die web www.stocktheftprevent.co.za en hulle kan my inligting ook op die provinsiale skakel kry en as mense nie regkom nie, my e-posadres daar, alles daar, is welkom my kontak te maak. Ek sal graag help waar ek kan. Dit was aan Louis Wessels van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum wat ons vandag vertel het van die nuut gestigte veediefstal aanmeldingsstelsel.